dit reg. O, ekskuus. Daar is hy. Baie welkom vanoggend in ons erediens. Ons het nog ons laaste gesamentlike erediens vanoggend en daarna is dit weer by die verskillende twee kerke. Ek het net 'n paar afkondigings wat ons wil doen. Die deurkollekte gaan vanoggend vir Abraham Kriel Kinderhuis. Mense rondloop, moet asseblief nie hom laat vrek nie. Sê vir ons sal hom kom haal en ons sal hom verkoop daarso, ons sal looitjies met hom uitborg ensovoorts. Asseblief, die Bybelstudie hervat weer Woensdag, want die skole begin hierdie week. En dan die aksie Jong van Gees, julle het 'n byeenkoms die 23ste Julie. Geniet dit daarso asseblief. En dan onbeskaamd tree op die 26ste Julie. Dit sal hier in die gemeentesentrum wees, die 26ste, hou net die WhatsApps dop. Dit is onbeskaamd wat hier kom sing. Asseblief, kom ons kom 'n massas hier bymekaar. Dit is altyd baie lekker ook om na goeie musiek te luister. En dan die skuilinghuis het nie bederfbare produkte nodig. Asseblief mense, kom ons ondersteun die skuilinghuis. Nie bederfbare produkte, ons kan nog môre nie bederfbare produkte by die kerkkantoor afgee by Anita hulle. Ek sien Anita is hier, ons het nou net in die konsistorie gesê, jy is hier vanoggend nie, maar dis nie oop vanoggend nie, nee. Is dit oop? OK, die kerkkantoor is oop, as jy nie bederfbare produkte vir ons wil gee asseblief, ons sal dit waardeer. En dan wil ons net vir Dominee Tinus Prinsloo van Naboom baie welkom sê hierso. Dis lekker om u weer hier te hê en ons luister graag na die boodskap en mag die Here u vashou tydens die boodskap. Baie dankie. Right, daar sê goeiemôre. Dankie Johan vir jou verwelkoming ook hier. Goeiemôre liewe vriende. Baie hartlik welkom by hierdie erediens. Mag die Here deur sy woord jou aanraak. En vernuwing en groei in jou verhouding met hom bring. Dis waaroor ek vandag so 'n bietjie wil gesels oor skuldbelydenis se rol in geestelike groei. Goed, kom ons begin en ons sê vir die Here hoekom ons hier is. Ons is by mekaar in die naam van die Vader, die Seun wat deur die Vader opgewek is uit die dood. Here Jesus, ons is hier om dit te vier dat U lewe en dat U deur die Heilige Gees in ons lewens werk. Amen. Genade en barmhartigheid, vrede en goedheid vir jou van God die Vader, van Jesus die Here, en hy gee dit vir jou deur die Heilige Gees. Kom ons sing saam Grote God, liedboek 190 en daarna daarom Vlam 34 en dan Vlam 390, Hemelvader, sommer 3 lekker liedere om die Here te loof.
U kan gerus sit. Kom ons bid saam en ons stel ons self oop vir die Here se Heilige Gees sodat hy deur sy woord met ons praat. Here, U is die koning van die eeue. Die een wat voor tyd en voor lig en voor grond en voor water daar was. Die Heilige, die hoog verhewe God. En tog is U die God wat by ons is, wat vir ons sê, Here Jesus, U het dit beloof, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wees nie bang nie, hou moed, gaan verkondig my in die hele wêreld. U is die God wat saam met ons loop deur die lewe, maar U is ook die God wat diep binne in ons woon, en wat ons diepste gedagtes en begeertes ken, wat kan sien daar waar niemand anders sien nie. En daarom kan U ook U vinger lê op dit wat reggestel moet word in ons lewens. Heilige Gees van God, ons stel onsself oop vir U en vir U werking. Kom en lê U vinger daar. Help ons, maak ons bewus van dit wat in ons lewens reggestel moet word, sodat ons regtig as U kinders uit 'n lewende verhouding met U kan leef. Ja, Here, dat ons nie net sing, daarom juig ek, daarom gee ek U my stem nie. Nie net met die kop en met die mond nie, maar dat dit regtig die loflied van ons hart en van ons lewe sal word. Maak ons nuut, Here. Heilige Gees, ons stel onsself oop vir U woord, vir U werking in ons vandag. Amen. Jesaja hoofstuk 47, ek lees van vers 14 tot 21, maar ek wil net sommer so as 'n inleiding die eerste stukkie, die eerste vers of 2 lees. Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Die wat aan die verbond getrou is, sterf sonder dat iemand begryp dat dit deur die boosheid in die wêreld is, dat die regverdige sterf. Die wat die reguit pad loop, kom waar daar vrede is. Hulle rus in die graf. Goed, en dan gaan ek oorslaan na vers 14 toe. As jy Bybels het, is jy welkom om daar te volg. Die Here het gesê, vul die pad op, vul dit op, maak dit gereed. Verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. So sê hy wat hoog verhewe is, hy wat ewig leef en wie se naam die Heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek, maar ek is ook by hom wat verdruk en nederig is. In die vertaling staan daar en, maar die Hebreëse woordjie kan ook maar wees, en ek dink dis eintlik 'n beter vertaling, want die Here stel hierdie kontras. Ek is hoog verhewe, maar ek is ook by julle. Ek is by hom wat nederig is, né? Ek gee nuwe krag aan die nederiges. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Ek reken nie vir altyd sondes toe nie. Ek bly nie vir altyd toornig nie. Want anders sou dit die einde beteken van die mens aan wie ek die asem gegee het. Ek het toornig geword oor my volk se sonde en hebsug.
Ek het hom geslaan en hom verlaat omdat ek toornig was, want hy was opstandig en het sy eie koers ingeslaan. Ek het gesien wat met hom gebeur en ek sal hom genees. Die van hom wat treur, sal ek lei en terugbring. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek stel hulle in staat om my weer te loof. Vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Maar die goddeloses is soos die onstuimige see, wat nie tot rus kan kom nie, en waarvan die golwe aanhou om slyk en modder uit te stoot. Vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê my God. Ons lees net tot daar. Ons koop, toe ons nou net hier in Naboom gekom het, groentetuin gemaak. En ons koop toe nou die pragtigste slaaiplantjies by 'n kwekery. Nou sit ek hierdie skinkbordjie met die plantjies daar op 'n rak. Ek gaan hulle nou plant in ons tuin. En toe ontdek ek, daar's witvlieg op die slaaiplantjies wat ons gekoop het. Nou ek weet nie, die van julle wat tuiniers is, sal weet, witvlieg is 'n pes. Ek het uiteraard die plantjies, dadelik van die plantjies ontslaag geraak, maar die witvlieg was klaar in my tomaties en in die boontjies en in alles in. Ons koop 'n potplant. Mooiste potplant by die kwekery. Hy lyk te mooi. Nie lank nie toe begin die blare verwelk. Uiteindelik is die plant daarmee heen. Weet nie waar moet ek heen nie. Uiteindelik is die plant daarmee heen. Toe ek hom nou uitgooi, toe ontdek ek sy wortels en alles is vrot. En dis vir my so 'n prentjie van hoe dit in ons lewens ook kan gaan. Dit kan so raak in ons lewens ook. Dis vir my 'n prentjie van hoe Suid-Afrika lyk. Hoeveel wanverhoudings daar is, hoeveel probleme daar is van korrupsie en misbruik van mag en ons kan dit mos opnoem. Dis 'n prentjie van hoe dit in Israel ook gelyk het. In die tyd wat 3de Jesaja met hulle gepraat het. Die boek Jesaja word in geleerdes sê, daar's eintlik 3 Jesaja profete gewees. Eerste Jesaja, hoofstuk 1 tot 12, naaste by. Dan tweede Jesaja, die middeldeel van die boek, en 3de Jesaja is 'n naballingskap profeet, wat optree in Israel, en dis in hierdie tyd, na die ballingskap, wat hierdie gedeelte nou gepreek is, kan 'n mens maar sê. 'n Mens sou dink, hierdie klomp Israeliete wat nou terugkom uit ballingskap, hulle is nou terug in hulle land, hulle het 70 jaar lank daarna uitgesien. 'n Mens sou dink, hulle is nou so bly dat die Here hulle teruggebring het, dat hulle leef vir die Here, dat hulle alles gee, alles doen, dat hulle lewe een groot danklied aan God sou wees. Maar moenie glo nie, hulle is soos ons ook maar is. Vergeet gou. Dit was nie lank nie, of die ou probleme van voor die ballingskap, juis die probleme wat gemaak het dat hulle in ballingskap weggevoer is. Daai ou probleme steek maar weer hulle kop uit. Ekskuus dat ek net gou hier aangaan. Ek het nie op die skerm gekyk nie. Die Judeërs se toewyding aan die Here verslap.
En een van die tekens daarvan was dat die Sabbat nie meer vir hulle 'n heilige dag was nie. Die interessante ding, toe die volk in ballingskap weggevoer is, toe het hulle mos nou die tempel in Jerusalem verloor. Hulle is nie meer naby die tempel nie, wel, die tempel, Jerusalem, al hierdie goeders is verwoes. En die tempel was vir hulle die simbool daarvan dat hulle God se mense is en dat God by hulle is. Nou is hulle weg daarvan, so hulle moet nuwe simbole kry. En twee goed het toe vreeslik belangrik geword. Die een is die besnydenis en die ander een is die onderhouding van die Sabbat. Dit het hulle onderskei van hierdie klomp Babyloniërs tussen wie hulle leef. En na die ballingskap het hierdie Sabbatsonderhouding, hierdie toewyding aan die Here, dit het begin kwyn. Jesaja 56, wat ons nou nie gelees het nie, praat ook oor die leiers wat hulle plig versuim. Hierdie leiers van die volk is net oor hulle eie gerief begaan. Dit gaan net om myself en my gerief. As ek maar net lekker kan leef, dan is ek tevrede. Dit maak nie saak wat met die mense daaronder op die grond aangaan nie. Hulle gebrek aan insig en hulle immorele lewenswyse lei daartoe dat die gewone mense ook weerloos raak van die aanslag van die lewe, die slegte invloede, vreemde waardesisteme. Die leiers wat net vir hulle self sorg, veroorsaak ook dat 'n hele samelewing vernietig word. Jesaja 57 vertel hoe mense wat wil leef soos wat die Here wil hê hulle moet leef, die regverdig is, hoe dat hulle sterf, sonder dat enige iemand hulle daaraan steur. Dit maak nie saak dat hierdie mense wat aan die Here gehoorsaam wil leef, ondergang nie. Die wat die reguit pad loop, sê vers 3, rus in die graf. Dis gerieflik, wanneer 'n samelewing se gewete stil word. Om in God te glo, beteken dat jy jou vertroue in hom stel. En daarom is die gebrek aan trou teenoor die Here vir God so 'n belangrike probleem. Dit word vergelyk met 'n huweliksverhouding. In Jesaja 57 vers 3 tot 13, ons het dit nie gelees nie. Daar sê die Here, ek het my met 'n eed aan julle verbind, julle Judeërs, julle volk. Ek het my met 'n eed aan julle verbind. Wat ek sou verwag, is dat julle met getrouheid en liefde en lojaliteit teenoor my sou reageer. Maar julle reageer met afgodery. Julle is gedurig op die berge, op die hoogtes, waar julle aan die afgode offer. Waar julle tempelprostitusie pleeg. Tot eer van die afgode, die Baals en die Astartes en hierdie en daardie. En die gevolg hiervan is dat julle 'n hele nageslag groot gemaak het wat God nie wil ken nie. Wat hulle nie aan God en sy wil steur nie. Vir wie net een ding belangrik is, en dis ek en my begeertes op hierdie oomblik. Wat veronderstel was om 'n gelukkige samelewing vol vrede te wees, het 'n verwronge samelewing geword. 'n Samelewing waar mense net op hulle self ingestel was, waar daar nie meer sprake was van reg en geregtigheid nie. Ons lees in die Ou Testament daarvan, ons lees self in Jesus se tyd daarvan, dat die weduwees, die wese, die regloses uitgelewer is. Die regters het uitspraak gegee ten gunste van die manne wat geld het, al was hulle die skuldiges in hierdie regsaak. Klink so bekend, né? Lewensmoontlikhede is ingeperk. Ons lees in Jesaja 57, die regverdige kom om. Daar's niemand wat dit ter harte neem nie. Dit maak nie saak wat met hierdie mense gebeur nie. En daarom sê die Here,
julle moet verwag dat daar oordeel gaan wees. En wanneer ek begin om julle te straf, is daar geen hoop nie. Vers 13 sê, as jy om hulp roep, moet jou spul afgode jou red. Maar 'n wind waai hulle almal weg. Daar's nie hoop, wanneer ons nie aan God wil steur en hy begin oordeel nie. Maar daarteenoor kom Jesaja 57 en hy sê, die mense wat hulle aan God en sy wil stuur, wat gehoorsaam aan hom leef, vir hulle is daar seën en vrede, vir die mense wat getrou aan die Here leef. Jesaja 56 praat oor mense wat volgens die wet nie naby die tempel mag kom nie. Die ontmandes en die heidene, ons lees dit hier in die Deuteronomiese wetgewing, dat 'n persoon wat ontman is, nie naby die tempel mag kom nie, dat die heidene nie naby die tempel mag kom nie. Dis 'n verhouding wat vir God en sy mense gereserveer is. Maar dan kom die Here hier, dan sê hy, aan die ontmandes wat kies vir wat ek wil, sê die Here, sal ek in my tempel en aan sy mure 'n teken gee, 'n erenaam wat beter is as seuns en dogters. Ek sal die nie-Israeliete wat by my volk aansluit om my te dien, om my naam lief te hê, na my heilige berg toe bring. Ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed. Wat sê die Here hier? Hy sê, man, as julle my nie wil dien nie, as julle nie gehoorsaam aan my wil leef nie, julle Judeërs, dan bring ek ander mense, dan tree ek met ander mense in 'n verhouding. Dis nie so belangrik of hierdie ou ontman is, en of hy 'n heiden is, of dit is of dat nie. Waarna ek kyk, waarna ek soek, is mense wat my regtig wil dien, mense wat regtig met my in 'n verhouding wil leef. Dis wat vir my belangrik is, sê die Here, en met hulle tree ek dan in 'n verhouding. Ons lees in Romeine, dat Paulus sê, God het die Jode, wat die draers was, wat sy volk was, biologies sy volk was, hy daai tak uitgekap uit die boom, en ons Christene, wat ander mense is, daarin geplant. Want God is nie net beperk tot een groep mense nie. God rig hom, God reik uit na mense wat hom wil dien. Wat maak die verskil tussen mense wat ingetrek word deur die Here, mense na wie toe die Here kom, na wie toe hy sy hand uitsteek, en mense wat veroordeel word? Is dit werkheiligheid? Nee. Dis nie mense wat God se liefde koop deur iets te doen nie. Ek kan nou maar sê, as ek nou 'n mooi bydrae vir die kerk gegee het, dan is die Here nou verplig om my te seën en vir my iets te doen nie. As ek elke Sondag in die kerk is, dan is God verplig nie. Dit gaan nie om 'n besigheidstransaksie nie. Ons koop nie God se liefde nie. Dit gaan om 'n verhouding. Dis wat vir die Here belangrik is, 'n verhouding. God wil mense hê wat lief is vir hom en daarom doen wat hy wil hê. Ek het 'n Bull Terrier vir wie ek baie lief is. En ek kan nou griep hê, of dit kan 'n koue wintersaand wees, of wat ook al. Maar 9:00 die aand, dan gaan sit ek vir Juno in haar bed, en ek maak haar toe met 'n kombers. Hoekom? Om iets te verdien by haar? Nee, omdat ek haar lief is, omdat ek haar lief het, nee. En dis wat God sê, dis wat God soek. Hy sê, ek soek mense wat my naam lief het, mense wat in 'n verhouding met my leef, mense wat in antwoord op God se liefde die woord doen, die woord doen. Hy sê,
dit kan maar nie Israeliete wees, dit kan onmandes wees, dit maak nie saak wie dit is nie. As mense my soek met die hele hart, dan vind hulle my. En daarom dink ek is dit vir ons belangrik om ook te vra, wat maak die verskil? Hoe maak ons reg wanneer ons verbrou het? Hoe groei 'n mens se geestelike verhouding? Groeiende mense geestelike verhouding begin waar die struikelblokke uit die pad gehaal word. Omdat ons in 'n verhouding met hom leef. Omdat God vir my, vir jou gesê het, ek het jou lief, ek wil jou God wees. Daarom kom ons na hom toe en sê ons vir hom, Here, dis vir my so wonderlik dat U my lief het. Dis vir my so wonderlik dat U my gekies het. Daarom wil ek in algehele toewyding aan U leef. Dis wat God van ons vra. Die interessante ding, toe Jesus sy disippels roep, wat sê hy vir hulle? Hy sê, volg my. Volg my. God soek mense wat sy disippels is. Jesus soek mense, Christene, wat hom volg. En dit beteken, ek kan in 'n sekere sin sê, ek naaap hom. Ek doen wat hy doen. Wat lees ons van hom? Ons lees dat Jesus na die melaatses, na die regloses van die samelewing, die tollenaars, die sondaars uitgereik het, dat hy saam met hulle gaan eet het. Die Jode het die Samaritane verafskie. En Jesus kom en hy gaan sit daar by die put, saam met 'n Samaritaanse vrou, van bedenklike sedes. Omdat hy haar as mens raak sien. Omdat hy wil uitreik na haar toe. Dis die voorbeeld wat Jesus vir ons stel. 'n Voorbeeld van liefde. In hierdie verhouding met God, is daar nie plek vir ander gode nie. Is daar nie plek vir goed wat belangriker is as God nie. Want dit druk God uit my lewe uit. Sodra iets belangriker word as God, dit kan 'n wonderlike ding wees. Het hoef nie noodwendig iets verkeerds, iets sondigs te wees nie. Het kan 'n wonderlike ding wees, maar die oomblik as dit belangriker word as God, dan druk dit God na die kant van my lewe toe. Neem hierdie ding God se plek in my lewe. En God sê, ek verwag van jou 'n lewe waarin jy my volg. Ek is die heilige, die hoogverhewe. Daarom moet jou lewe wys dat jy die kind van die heilige is. 'n Lewe van liefde, 'n lewe van algehele trou, 'n lewe van toewyding. Die wonderlike is dat God sê, ek is nie ver nie. Ek is miskien die heilige, hoogverhewe, maar ek is by jou. En dis presies wat Jesus gedoen het toe hy die Heilige Gees uitgestort het. Hy het binne in my, binne in jou kom woon. Om ons te help om 'n nuwe lewe te lei, 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe van trou. As die Heilige Gees my dan nou oortuig dat daar iets in my lewe ontbreek, dan is die belangrike dat ek sal vergifnis vra. Dat ek dit sal erken. Dis die begin van 'n pad van groei. Om te sê, Here, ek weet, ek het verkeerd gedoen. Herstel asseblief die verhouding. En God sê, ek is nie so dat ek dit teen jou gaan hou nie. Ek het nie 'n boekie waarin ek opskryf in onuitwisbare ink nie. Ek is die God wat sondes vergewe, wat nuut begin met mense. En daarom sê hy, ek gee aan julle genesing en uitkoms. God stel mense in staat om hom weer te loof. God help ons om nuut te begin,
Omdat jy vir hom belangrik is, so belangrik dat hy sy seun gestuur het, om 'n nuwe begin moontlik te maak. Christus het vir my gesterf, hy het vir jou gesterf, sodat ons 'n nuwe lewe van toewyding aan die Here kan leef. En dan sê die Here, ek bring vrede. Ek bring vrede. Solank 'n mens ongehoorsaam aan die Here wil leef, solank ek nie na hom luister nie, my nie aan hom steur nie, sê hy, dan is ons soos die onstuimige see, wat nie tot rus kan kom nie. En al wat hierdie branders doen, is hulle spoeg al die plastieksakke en ander gemors, gooi hulle op die strand uit. As ek my nie aan die Here wil steur nie, dan vind ek nie rus nie, dan is daar nie vrede nie. Die ander kant, as ek na die Here toe kom en ek sê vir hom, Here, ek is jammer. Wanneer ek 'n sonde besef het, dan is daar vrede. Wanneer ek my sonde bely, dan kom daar verandering, dan kom daar hoop. Liewe vriende, wat ek vandag, laat ek so sê, wat die woord, wat die Heilige Gees vandag vir jou wil sê is, God wil met jou 'n lewende verhouding hê. Nie 'n saketransaksie nie. Nie 'n ding van God is daar en ek doen my eie ding hier op aarde nie. Nee, my lewe, my doel en God se doel moet saamval. My lewe, my doel, dit wat vir my belangrik is, moet in lyn kom met dit wat vir God belangrik is in my lewe, in jou lewe. En ons moet dit gaan doen. En as die Heilige Gees vandag vir jou gesê het, hierdie ding, hier's 'n probleem, gaan na die Here toe daarmee. Praat met hom. En laat hy jou help om dit te verander. Dit vat baie keer 'n bietjie werk. As mense slegte gewoonte het, dan vat dit 'n bietjie werk om daai ding te verander. Hoe kry ek dit reg? Deur elke dag vir die Here te sê, Here, ek sukkel hiermee. Help my hiermee asseblief. Help my vandag om dit te oorwin. Kom ons bid. Here, dankie dat U wat die hoogverhewe heilige God is, met ons in 'n verhouding tree. En dat ons die voorreg het om U heiligheid te kan weerspieël in die wêreld in, deur anders te lewe. Ons kan toelaat dat die gesindheid van die dag soos witvlieg in ons lewens posvat. En die groei en die hoop en die vrede verdring. Ons kan toelaat dat ons eie doel en dit wat ons graag wil bereik en dit wat vir ons so belangrik is, belangriker word as U doel en U koninkryk. Here Jesus, dat ek van U weet, maar U nie regtig volg nie. Kom Here, help ons om te verander. Help ons om so uit dankbaarheid vir wat U vir ons kom doen het, dat U U lewe gegee het, dat ons so uit dankbaarheid daarvoor ons hele lewe aan U wy. Kom Heilige Gees van God, maak ons nuut. Amen. Jesaja 58, sy eerste 7 verse wil ek ook lees. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalinge van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle my teenwoordigheid hou, van my teenwoordigheid hou.
Hulle vra, waarom vas ons, maar u sien dit nie? Verootmoedig ons, maar u gee nie aandag daaraan nie. Dis omdat julle op die vasdae doen wat julle wil. En die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit op twis en rusie. Julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat die mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit 'n vasdag? 'n Dag waarvan die Here hou? Luister nou mooi, is die vas wat ek wil hê, nie dit nie, om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie. Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. Kom ons, ek wil graag vir die geleentheid gee om so 'n bietjie stil te word voor die Here en maar net te antwoord op dit wat jy gehoor het wat die Here sê. Here Jesus, toe u moes sê wat vir God die belangrikste is, het u 2 dinge genoem. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Met ander woorde, met ons hele lewe, met alles wat ons is. En die ander ding het u gesê wat net so belangrik is, jy moet jou medemens lief hê, soos wat jy jouself lief het. Here, help ons om deur ons optrede van elke dag, teenoor onsself en teenoor ander mense, ons huismense, ons dorpse mense, ons woonbuurtse mense, om deur ons optrede te wys dat ons u liefhet met alles wat ons is en het. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes en daarna sing ons as slotsang Vlam 112, my hande hef ek op na U.
voordat ek dit nou vergeet, daar's droëwors te koop na die tyd, R250 'n kilo. Gaan ondersteun die gemeente ook hiermee asseblief. Ek seën nie graag met die woorde van die Nuwe Lewende Vertaling, die weergawe van 2 Korintiërs 13 vers 13. Die Here Jesus se onverdiende goedheid, God se liefde en die Heilige Gees se gemeenskap sal met julle wees. Amen.